groot voorreg om vanmôre net saam met mekaar te kan wees. Ja, ek wag vir die almens, maar ja, prys die. Groot voorreg om die Here te kan dien. Né? Amen, amen. Ek wil vanmôre, ek wou nie met dit begin het nie, maar ek voel in my gees dat ek vanmôre ietsie met u wil deel. En dit was iets wat my ou moeder aangestuur het. Rondom die tyd waarin ons nou is, Hemelvaart en Pinkstertyd en dit gaan oor dat Jesus het vir my en jou kom sterf en deur hom kan ons lewe. Maar nou skryf hierdie persoon en sê, wat vertel jy aan jouself elke oggend as jy jou dag begin? Nou, ek weet nie van u nie, maar in my lewe het ek een oproepie en een boodskapie nodig en 'n ou se dag kry 'n totale ander gesig. 'n Totale ander belewenis. Maar ek dank die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het. En ek wil dit vanmôre net begin, ek wil dit vir u lees. Wat vertel jy jouself elke oggend as jy jou dag begin? En dan gebruik hulle 'n paar profete en manne uit die Bybel, uit leiers. En hy begin deur te sê, Moses sou sê, wanneer hy sy dag begin, Here, as u nie saam met ons vooruit gaan nie, laat ons dan net hier bly. Abraham sou sê, die Here sal voorsien. Jakob sou sê, ek sal u nie laat gaan totdat u my geseën het nie. Josua sou sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Samuel sou sê, spreek Here, u diensknegt luister. Nehemia sou sê, die blydskap in die Here is my beskutting. Dawid sou sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En hy sou ook sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons juig en bly wees. Amen. Salomo sou sê, vertrou die Here met jou hele hart en leun nie op jou eie insigte nie. En alles wat jy doen, maak dit bekend aan die Here en hy sal jou paaie gelyk maak. Jesaja sou sê, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou. Hy sou gesê, Jesaja, geen wapen wat teen jou gesmee word, sal iets uitrig nie. Jeremia sou sê, die Here het planne om my voorspoedig te maak en sal my nie teleurstel nie. Jabes sou sê, dat u my sal seën en my grondgebied vermeerder. Sadrag, Mesach en Abednego sou sê, ons buig voor geen beeld nie, maar ons sal die Here dien. En Esegiel sou sê, enige droë bene in my lewe, kry lewe. Gebiede wat vanmôre, toe ek, jy weet ons het ek het 'n redelike vinnige week gehad. Vanoggend baie vroeg, staan ek op en ek sê, Here, wat 'n wonderlike dag. Hemelvaart. En ons almal sê geseënde hemelvaart, pragtige hemelvaart. Maar weet jy wat daar meer is? Net wat ons hoor, wat ons sien en wat ons aan dink as ons by hemelvaart kom. En ek wil net in kort vanmôre vir u lees. Lukas 24 vers 50 tot 53. Luister net. Ons sit nie die goed op die bord nie, maar ek wil hê jy moet luister. En Lukas skryf vir hy sê, en hy
het hulle uitgelei tot by Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Nou ek ken hierdie pastoor, as ek baie keer praat, dan sê ek, jy is geseënd in Jesus naam, omdat jy aan die Here behoort. Hoe baie keer wil ons sê, ag my ou boetie, my sussie, be blessed. Ons lewe nie meer uit beloftes uit wat gegee is en net daar is nie. Ons lewe in die vervulling alreeds van beloftes. En ek wil vanmôre vir jou sê, een ding wat mag dit net in jou hart opstaan, mag jy dit elke môre sê, ek is geseënd in Jesus naam, omdat ek sy kind is. Ek geniet reeds sy guns en sy goedheid. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Wanneer laas het u regtig opgewonde geraak oor die feit dat ek geseënd is, dat ek aan Jesus behoort? En dan vers 53, en hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Lees ook gou saam met my die boek Handelinge. Gaan gou vir ons daar lees. Handelinge 1 van vers 9 af. As jy daar kan jy sê amen. Pastoor lees maar. Pastoor wag vir my. Vers 9 sê, en nadat hy dit gesê het, wat het hy gesê? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, né? Julle sal getuies wees. Is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem, en toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle en sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus. Ek wil vanmôre vir u sê, hoeveel mense en weet jy hoeveel dwaalleer kom daar deur wat ons sien en beleef? Mense wat sê nee, maar dis 'n valse Christus. Ek en pastoor Bram het vanoggend daaroor gepraat. Hoeveel mense kom en hulle sê, weet jy wat, hemelvaart, dit klink so, it's so far-fetched. Hoe kan dit wees? Dit klink soos Twilight, want almal kyk mos TV, hierdie snaakse goed. Dit klink soos Twilight. Daar's een ding wat ek weet, en as mense vir my sê, pastoor, hoe kan jy dit glo? Dan sê ek, want dit is deur God se Gees, die Heilige Gees, in my binneste ingeplant. Dis nie 'n mens wat my oortuig het nie. Die aand toe ek uitkniel en sê, Here, hier's my lewe, was dit onder die oortuiging van die Heilige Gees, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Nie deur die oortuiging van 'n mens nie. Wil jy vertel, 'n baie bekende, ek dink jy het dit al gehoor, 'n baie bekende hy was 'n ongelowige, hy was 'n ateïs. Jare terug in Johannesburg, nogal 'n groot groep gehad wat hom volg. My oupa was in die bediening en hy en my ouma stap, hulle het gemeentelid gesien in die hospitaal, hulle stap so deur en die gang is vol mense en dis 'n gedruis en 'n gedruk en 'n gestamp. My ouma sê, kom ons stap 'n ander pad om, hy sê, nee, ek wil kyk wat hier aangaan.
Nou stap hulle deur en my oupa sê, hoorie so maar, wat gaan nie aan, wie lê hier? Nee, sê hulle, dis so en so, hierdie ateës wat, hierdie groot leier. My oupa sê, wat gaan aan? Hulle sê, nee, hy is baie siek, hy lê op sterwe. My oupa sê, kan ek nie net vir hom bid nie? Hulle sê, nee, kan nie vir hom bid nie. En my oupa was so mens, hy sê, weet jy wat, gee net vir my 'n kans man, ek wil net aanloop by die ou. Hy het niks om te verloor nie. As julle dan so sterk is, het hy niks om te verloor nie. En hy stap in tot by die ou, en hier lê 'n man wat grys is, so, lyk baie slim, en my oupa sê vir hom, hoorie so, ek is pastoor Nel, dis my vrou Rita, en my ouma is, papa, wat maak jy? En hy sê, ek weet nou nie, ek voel net, ek wil vir jou bid, kan ek vir jou bid? Hy sê, nee, ek glo nie eintlik in Christendom nie. Ek glo nie daarin nie. My oupa sê, maak net jou oë toe, ek gaan saam met jou bid. En my oupa bid, hy sê, Here, dat die oortuiging deur die Heilige Gees hierdie man se hart sal vat. Hy sê, ek weet nie wat hy anders te dink nie, ek weet, ek het van hom gehoor, maar ek bid die genade oor hom. Die genade. Amen. En almal kyk so, my oupa en my ouma, en sy sê, jy beter kom, laat ons loop. Hulle stap uit. En daar staan 'n man, hy sê, oom, hy sê, gee my man net jou kaartjie, weet jy. My oupa sê, nee, julle glo mos ander goed, jy weet. Hy sê, maar hier is my nommer. My oupa skryf dit vir hom neer, gee die papiertjie vir hom en hy los dit. 2 dae later, vroeg die oggend, ek dink dit was 2 uur die oggend, lei my oupa se foon, jy weet, en ons klink maar 'n bietjie nie, ja, pastoor Johan, hulle dink ons bid deur die nag, jy weet, en die persoon sê, pastoor, wat, is jy pastoor Dani Nel? My oupa sê, ja, ek is pastoor Dani Nel. Hy sê, onthou jy daardie man vir wie jy gebid het in die hospitaal? My oupa sê, ja, ek onthou hom. Hy sê, hy wil jou sien. My oupa sê, regtig? Hy sê, hy wil jou sien. My oupa sê, okay, ek sal môreoggend 8 uur by die hos, Nou, dames, 2 uur in die môre, my oupa sê, mama, kom. En my ouma sê, my man. Hulle maak klaar, klim in die kar, hulle ry hospitaal toe, en hier staan 'n geweldige klomp mense stap in, hier lê hierdie man en hy is baie siek. My oupa kom by hom en hy sê vir hom, kan ek jou help? Hy sê, is jy daai man wat vir my gebid het? Ja, sê hy. Ek is die man wat vir jou gebid het, maar hoe kan ek jou help? Hy sê, weet jy wat? Iets het met my gebeur. Nou staan die kamer vol mense, en daar's mense wat sê, jy moet nie nou draai nie. Jy moet nie nou draai nie, jy het ons geleer. Jy het vir ons gesê, hier is die pad wat julle moet loop. Jy moet nie nou met ander goed kom nie. Nou, die man lê op die bed en hy sê vir hulle, ek is jammer. Hy sê, maar dit wat met my gebeur het, kom nie van 'n mens af nie. En ek weet, ek besef, ek is verkeerd. Hulle sê, nee, kan nie dit nou sê nie. Hy sê, ek gee nie om nie. Dis julle besluit, ek sê vir julle, ek is jammer. Ek het julle verkeerdelik gelei. En hy kyk my op, hy sê, pastoor Nel, hy sê, lei my na Jesus Christus toe. My oupa lei hom na die Here toe daar, op sy sterfbed. En hulle bid, hy doen die sondaarsgebed, hulle deel met hom uit die woord uit. En daai oggend, seker by 4:30, toe blaas hy sy asem uit. Maar weet jy wat gebeur daai aand, terwyl my oupa hom na die Here toe lei? Van die ouens wat in daai kamer gestaan het en gesê, jy moet nie nou draai nie. En daar tot bekering gekom.
Van daai ooms het ek met my eie oë gesien. Hulle was op sy kerkraad. Manne wat Jesus gevind het. Manne wat hulle laat doop het in gehoorsaamheid. Manne wat gevul is met die Heilige Gees. Die oortuiging van dit wat God doen. En weet jy wat ek wil vir julle sê, die wêreld kan vir ons wat sê van hemelvaart. Ek wil vir jou sê, daar is soveel goed wat God met ons kom deel. Goed wat die waarheid is vanmôre, en ek gaan dit net vinnig met u deel. En ek wil hê jy moet dit hoor, wat is een van daardie belangrike sake rondom hemelvaart? Hy gaan na sy Vader toe in heerlikheid. Nou ek wil hê jy moet vanmôre hoor, Jesus het 'n definitiewe begin gehad toe hy gebore is. In 'n vleeslike liggaam. Ek wil vir u sê, weet jy hoe belangrik was dit? Dat Jesus sy lewe moes afsluit. En vir hulle sê, weet julle wat? Op hierdie aarde is dit nou klaar. Ek gaan nou in heerlikheid in. En weet jy wat moet ons vanmôre besef? Daar's 'n tyd om te kom. En daar's 'n tyd om te gaan. Daar's 'n tyd om gebore te word. En daar's 'n tyd om te sterwe. En wanneer ons sterwe, wie gaan ons ontmoet aan die ander kant? Nog 'n saak waaraan ons moet dink. Die Here sê, dis voordelig dat ek weggaan, na my Vader toe gaan. As ek nie gaan nie, gaan die Heilige Gees nie kom nie. En hy kom in julle woon. Die tempels wat met mense hande gemaak is nie. Maar jy is die tempel waarin die Gees gaan woon. Dit is nie meer 'n belofte nie, dit is 'n vervulling van 'n belofte. Dit is 'n vervulling. Mense sê, ja, pastoor, met die Heilige Gees, as jy jou ore oopmaak, en nog meer as jy tyd spandeer aan God se teenwoordigheid, in sy woord, in lofprysing. Ek wil vir u sê, ek kan in my kar ry, en ek begin sing, en die Here aanbid, en die Gees van God, die salwing, en die heerlikheid van God, daal op my neer, en ander dink, ai, hierdie arme mens, kyk hoe loop hy trane, dis nie trane van hartseer, of wanhoop nie, dis trane van dankbaarheid, en salwing en heerlikheid van 'n lewende God wat my lewe verander. Want julle sal krag ontvang. Dis nog 'n belofte wat 'n vervulling geword het. Wanneer die Heilige Gees kom, wat het Jesus gesê in Johannes 16 vers 14? Wanneer hy kom, hy gaan julle leer, hy gaan julle lei, maar hy gaan my verheerlik. Die fokus moet bly op Jesus Christus en op die Vader. Want jy sien, as ons Handelinge lees, dan besef ons die heerlikheid van God. Wat het gebeur? Hulle het gestaan en kyk, en nadat hy met hulle gepraat het, is hy weggeneem deur 'n wolk. Nee. Maar weet jy wat? Omdat ons so baie vleeslik is. Ons dink in tydelike terme, vleeslike terme. Het jy gedink, wat het Israel beleef? Pastoor Bram, met 'n vuurkolom. Het jy al 'n vuurkolom gesien? Ek dink, hierdie wêreld skrik hulle boeglam en hulle hardloop weg as hulle 'n vuurkolom moet sien. 'n Wolkkolom. Ja, pastoor, ek sien die wolke hier buite, jy weet. Wat was dit verteenwoordigend van? Die heerlikheid en teenwoordigheid van God. Kom ons dink vir 'n oomblik.
Die heerlikheid van God, die almag, krag van God. Hier staan die disippels, Mikkie, en hulle staan hierdie wolk so en kyk wat Jesus wegvat voor hulle oë. Weet jy wat, man, Lukas sê hulle kon hulle self nie keer nie. Hulle was vol blydskap. Hoekom was hulle vol blydskap? Want hulle het aanskou en hulle het beleef wat dit is om in die teenwoordigheid van 'n heilige en 'n magtige God te wees. En om sy heerlikheid te beleef. Pastoor, nou hoekom ontbreek dit? Want ons maak nie tyd vir God nie. Ons sê, pastoor, ek maak tyd vir die Here. Hoeveel tyd het jy gemaak? Weet jy, prys die Here, ons het vanmôre 15 minute gelees en 2 minute gebid. En vanaand het ons 10 minute gelees en 10 minute gebid. Wat bid ons? Here, beskerm my. Here, help net. Die finansies, Here. Maar wanneer laas het ons by mekaar gekom? Soos 'n byeenkoms soos hierdie, net kom sit en sê, let's just be still and know that He is God. Wanneer laas het ons voor die aangesig van die Here kom lê, "Haai pastoor, jy wil nie sien as man, ek gee nie om wie my sien as ek lê nie." Maar om voor God se teenwoordigheid te kom lê, pastoor, ek kan nie meer lê nie. Sit op jou stoel. Loop rond, maar kom in God se teenwoordigheid in. Want hier kom die bevestiging. Toe Jesus weggaan en hy sluit sy aardse lewe af in heerlikheid, toe hy weggevat word, weet jy wat gebeur? Daar kom bevestig God eintlik om te sê, die herstel tussen hemel en aarde is deur my seun bevestig en afgehandel. Maar ek wil nie net hê, dit moes 'n begin en 'n einde hê nie. Ek wil hê julle moet deel in my heerlikheid. Hoekom? Wat het Jesus gesê? Ek gaan weg, maar daar kom 'n ander. Wat is die woord wat ons kry? Parakletos. Het jy geweet in die Nuwe Testament dat Jesus die Parakletos ook genoem word? En dan verwys dit na die Heilige Gees as die Parakletos. Parakletos beteken een wat net soos ek is en een wat doen wat ek doen. Sjoe. Hebreërs, ek gaan afsluit met Hebreërs. Ek wil hê dat jy dit moet hoor, Hebreërs 9. Kan dit neerskryf as jy 'n boekie het. Hebreërs 9 vers 24. Want Christus het nie ingegaan in die heiligdom wat met hande gemaak, 'n teenbeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan met bloed, wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde te verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Wat sê die engele? Nie mense nie,
Nie die oortuiging van mense nie. Ooggetuies, die disippels sien dit met hulle eie oë. Wat sal ons doen? Sondag het ons so 'n bietjie gehad. Wat het met ons liewe broer gebeur? Wie kan vir my sê? Wat was die man wat ek oor gepraat het? Sondag. Saggeus. Daniel. Wat het met Daniel gebeur toe hy God of toe hy Jesus sien? Want ons het gesien hoe dat dit bevestig word in Openbaring en 'n paar ander boeke, dieselfde beeld wat hulle gehad het. Johannes was soos die wat Daniel beskryf het. En dan direk daarna, dis vers 5 en 6, direk daarna, dan sy engel by Daniel. En hy raak Daniel aan, want wat sê Daniel? Ek het nie krag hoor nie. Ek het nie krag hoor nie. Ek kan nie hierdie ding doen nie. Hoekom? Ons heiligheid. Ek het Sondag vir u gesê, dat ons kan God alleenlik beleef in Jesus Christus. En ons gaan God se heerlikheid beleef en ervaar alleenlik in Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Want weet jy wat? Hier staan die engele. En hulle sê vir hulle, waarom kyk julle so na die hemel? Dis asof hulle wou sê, julle is alweer in die vlees. Julle is alweer op hierdie tydelike ou aarde. Julle dink in terme van tydelike goed. Julle sien in terme van tydelike goed. En kom ons wees eerlik vanmôre, hoe baie is ons net nie in die vlees nie. We're in the flesh. Dit moet hier beter gaan. Dit moet hier verander. Dis hier waar dinge moet gebeur. Ja, die Here sal ons nie los nie. Hy sal jou nie vergeet nie, hy sal jou nie verlaat nie. Maar ek wil hê, kom ons begin ons oë vestig op hom, die begin en die volleinder van ons geloof. Kom ons vertrou die Here Jesus om in krag en in heerlikheid deur sy Gees te beweeg, en waar jy beweeg, dat mense sal sien is iets anderste rondom hierdie man en vrou. There's something totally different. Jo, wat is dit rondom jou en Tannie? Wat maak jou so anders? Hier sit 'n getuienis hiervoor. Toe ons in hierdie gemeente begin, toe was Tannie baie siek. Ek weet nie hoe en waar en wat het gebeur nie, maar ek weet, Jesus het ingegryp. Jesus touched me. Ek was daai môre, toe Tannie aangestap kom, was ek uitgebou. En hier binne in my het ek net gesê, dis net die Here wat dit kan doen. Net hy. Ek wil vanmôre vir jou sê, die engele sê vir hulle, hierdie Jesus, ek sluit af, hierdie Jesus, soos wat julle hom sien, gaan het, en mag ek die woorde bysit, in heerlikheid, en in krag, gaan net so terugkom in heerlikheid, en in krag. Hy gaan so terugkom. En die wêreld sê, nee, jy weet, miskien gaan hy met 'n mooi kar. Ek wil vir jou sê, hy gaan nie in tydelike terme beweeg nie. It will be spiritual. It will be heavenly. It will be godly. It will be in his almightiness. Gaan hy terugkom vir 'n skoon en 'n rein
bruid. Vir mense wat hom in gees en in waarheid dien. Kom ons staan op. Maak net jou oë toe waar jy staan.